Om gesond te bly, begin met die regte inligting. Welkom by Gesondheidsnuus met Dr. Ilana Joubert, jou gids tot beter gesondheid. Hier deel ons praktiese raad, die jongste mediese insigte en eenvoudige wenke om jou en jou familie se gesondheid te ondersteun. Van alledaagse gesondheidskwessies tot belangrike mediese deurbrake. Ons help jou om ingeligte besluite oor jou welstand te neem. Gesondheidsnuus met Dr. Ilana Joubert, jou gids tot beter gesondheid. Goeiedag, ek is Dr. Ilana Joubert van die Diabetes Sentrum in Cape Gate, Kaapstad. Dankie dat jy weer eens ingeskakel het by ons gesondheidsprogram. Boererate vir verkoue. Werk dit of werk dit nie? Ons spandeer duisende rande op Vitamiin C, op sink. Is dit 'n goeie idee of is dit bloot placebo? Oor die volgende paar weke gaan ons hierdie dinge uitmekaar uittrek. Jou insette is belangrik. Stuur gerus jou ouma se boereraad resep, haar hoesgoedmengsel waarmee ek ook groot geword het, by the way. Hierdie is net om gedagtes te stimuleer en geselskap, en kom ons kyk of ons hierdie winter 'n wenresep kan kry vir verkoues. Verlede week het ons in kort gesê, wat is die verskil tussen 'n griep en 'n bakterieële infeksie? En vandag wil ek net lig daarop werp dat 'n verkoue en 'n griep of 'n influenza is ook verskillend. Verkoues, common cold, die aanvang is stadig, 2 tot 3 dae en nie so akuut en abrupt soos die griepe nie. Dit is matige simptome, soos dit tipiese loopneus, 'n toeneus, waterige, tranerige rooi oë. Ons kan 'n droë hoes hê, bietjie lyfpyn, 'n bietjie van 'n seerkeel, maar niks in die ernstige graad soos wat ons met 'n proper influenza, 'n griep of 'n COVID kan sien nie. Ons kan ook 'n hoesie hê waar verkoue simptome tipies 5 tot 10 dae is, kan hierdie hoes effens langer aanhou en linger. Pasiënte sal tipies inkom en sê, ek is moeg, ek is pap, ek het geen energie nie, maar gewoonlik niks so ernstig soos die griepsimptome nie. Goed, dan die slijm wat uit ons neus uitkom aanvanklik met 'n verkoue is waterig en kleurloos. En soos die siekte progresseer en die immuunstelsel die kieme beveg, kan daar verkleuring voorkom. So mucus mag groen en selfs geel word later. Dis op hierdie stadium wat pasiënte, al voel hulle nie te sleg nie, sê, ek het nou antibiotika nodig. En vanoggend wil ek vir jou sê, jy het nie noodwendig altyd antibiotika nodig nie. En selfs 'n algemene verkoue kan ook vir jou groen en geel mucus gee. Dit is blote bewys dat jou immuunstelsel besig is om sy ding te doen. Onthou net, dit is nie 'n pasiënt met 'n verskriklike hoë koors wat toksies siek lê nie. Dit is 'n pasiënt wat amper oor die hond se stert is, maar nou net 'n verkleuring van sy mucus het wat uit sy neus is. Onthou, die immuunstelsel stuur wit bloedselle na die area toe, die lugweë in die neus, en daar is proteïene en ensieme wat die bevegting van die kieme doen, en dit is in hierdie proses wat ons die verkleuring van mucus kry. So moet asseblief nie altyd aanneem dat verkleuring van mucus beteken dat jy antibiotika nodig het nie. En die studies bewys dat die kleur van mucus actually nie 'n goeie aanduiding is van die nodigheid of behoefte vir antibiotika nie. Ons moet die hele prentjie in ag neem, hierdie pasiënte koors, hoe ernstig is die simptome en hoe lank is die pasiënte al siek. In kort wil ek vandag net dan begin deur die gedagtes te stimuleer vir die paar weke wat vorentoe kom, en ek gaan so 'n paar boererate en home remedies noem wat wel bewys om te werk. Die eerste een is heuning. Heuning is bewys dat dit wel 'n klein verskil kan maak aan die ernstigheidsgraad van ons simptome en die duur van ons simptome. Heuning is dik en taai, so dit vorm 'n laagie in die keel, wat die keel dan bevochtig, wat die irritasie verminder, die sensitiewe senuwee-eindpunte in die keel, en dan 'n minder trigger vir die hoes. Heuning bevat natuurlike anti-inflammatoriese stowwe, wat dan die inflammasie in die keel en die lugweë verminder. En alhoewel heuning nie 'n antibiotika is nie, het dit ook antibakterieële eienskappe. Dit maak slijm losser, amper soos ons ICC 200 en 600 wat ons gebruik, sodat ons minder ons keel skoonmaak en daai behoefte vir 'n hoes het oor hierdie getikkel hier agter in ons keel. 1 tot 2 teelepels voor bedtyd, veral vir nagtelike hoes, en jy kan dit drink in kookwater, in tee of in suurlemoenwater. Die tweede ding wat bewyse het dat dit wel 'n verskil maak, is om met soutwater te gordel.
In hierdie geval sal jy 'n halwe teelepel tafelsout in 'n koppie water meng en oplos en jy sal dit 3 tot 4 keer 'n dag gorrel. Moet asseblief nie al die soutwater insluk nie. Dan neussproeie met soutwater of om jou neus uit te was. Ons kry baie moderne botteltjies met sakkies, maar jy kan ook jou eie ding doen. Weerens dit verdun die slijm sodat dit maklik kan dreineer, selfs soos die ACC 200 en dit is ook baie goed bevochtigend vir die selletjies in die neuskanale. Rus en slaap, en dit het ons nog elke week genoem by elke kondisie. Onthou dat terwyl jy slaap, kan die liggaam al sy energie gebruik om sy immuunstelsel in volle force te stuur na daar waar dit nodig is en om al die ensieme en proteïene te maak wat nodig is om infeksie te bevorder. Hydrasie. Ons is nie honger as ons siek is nie, maar asseblief sorg dat jy genoeg vog inneem. Daar is 'n bietjie waarheid in ouma se hoendersop en ons praat nie van die creamy mushroom chicken soup van Woolies nie. Ons praat van die broth kind of sop met die baie antioksidante, die elektrolyte en natuurlik die vog deel van hydrasie. En dan wil ek 'n klippie in die bos gooi oor sink. Daar is wel bewyse dat sink in 'n sekere dosering, as dit vroeg genoeg begin word, gebruik kan word, maar te veel sink en vir te lank mag skade doen. Stoom. As jy uit die stort uit klim en net verkoue is, jou neus oop vir 'n rukkie, jou slijm is los en dit voel wonderlik. Stoom is fantasties, so of jy in 'n warm stort klim en of jy kookwater in 'n bak sit met 'n lappie oor jou kop, dit is bewys dat dit werk en dat dit jou simptome van 'n algemene verkoue verlig. Ons het laasweek gepraat oor hande was, the most effective way of preventing colds and flu, en laastens net voor ons gaan, dinge waarvoor daar nie baie wetenskap is nie, en hier is waar mense lekker gaan debatteer. Vitamine C vir die voorkoming van verkoues en griep, not a lot of science behind it. Are we wasting money? Of is daar wel 'n placebo effek en dat dit werk vir my of vir jou? Knoffel, appelasyn, immune boosters en detox tea. Stuur asseblief jou boererate, jou resepte en jou opinie vir ons, sodat ons 'n lekker winterbespreking kan hê oor hoe om veilig te bly hierdie winter en hoe om ons simptome te hanteer voordat ons noodwendig 'n afspraak by die dokter maak. Baie dankie dat jy weer eens ingeskakel het. Ons sien uit om van jou te hoor. Dit was Gesondheidsnuus met Dr. Ilana Joubert, jou gids tot beter gesondheid.